Goeiedag liefde en welkom by die laaste dag van ons reeks. Wen die oorlog in jou gedagtes. Nou hierdie week het ons saam 'n pad gestap van stryd na oorgawe, van negatiewe selfspraak na waarheid, van paniek na vrede. Maar voordat ons afsluit, wil ek jou herinner aan iets wat die potensiaal het om alles in jou lewe te verander. En dit is dat jy veg nie hierdie oorlog alleen nie. En wat bedoel ek daarmee? Die feit is, geliefde, ek en jy het 'n leier, ons het 'n bevelvoerder en hy is werklik magtig. Dis in Psalm 46 vers 11 waar die skrywer vir ons die volgende sê: Die Here vir wie niks onmoontlik is nie, is by ons. Hy is ons groot bevelvoerder. Die God van Jakob sal ons self beskerm. Geliefde, wat 'n ongelooflike manier om hierdie week af te sluit met hierdie belofte, né? Hoor hierdie beskrywing. God is by ons. Met ander woorde, ek en jy is nie alleen nie. Hy is ook ons bevelvoerder. Met ander woorde, ek en jy is nie self die strateeg nie. Hy is die strateeg. En dan die volgende belofte dat hy sal my en jou beskerm. Ek en jy is nie sonder 'n skuld nie. Hy is ons skuld. Hy is ons beskerm. God is nie net ons toevlug of helper nie. Hy is die een wat vir ons vooruit lei. 'n Bevelvoerder ken die pad vorentoe, sien die vyand se strategie en beplan oorwinning lank voor ek en jy dit sien. En hierdie is die goeie nuus vir ons. God, ons bevelvoerder, is almagtig. Daar is niks wat vir hom onmoontlik is nie. Geliefde, nie die leuns wat jy al jare glo nie, nie die wonde in jou hart nie, nie die storms in jou gemoed nie. Kan ek jou vandag net aanmoedig met hierdie waarheid, dat jy kan, ek en jy, ons kan hierdie oorlog wen. Nie omdat ek en jy slim is nie, nie omdat ons oulik is nie, nie oor ons intellek of ons leierskap nie, nee. Wanneer ek en jy toelaat dat die leier, die groot bevelvoerder vir ons veg, is ons oorwinning gewaarborg. Geliefde, hoe voel jy vandag oor die wete dat God my en jou bevelvoerder is? Het jy dalk al probeer om self jou eie oorlog te beplan en te veg, jou eie strategie, jou eie idee? Nee, die groot bevelvoerder wat almagtig is, hy is ons strateeg. Wat sal dit verg, geliefde, vir jou om jou denk aan hom oor te gee en sy leiding te volg? Miskien moet jy hardop sê, ek is nie die bevelvoerder nie. Net daai nederige posisie van afhanklikheid in te neem en oor te gee en te sê, God is my bevelvoerder. Hy is die een wat my lei. Begin jou dag vandag, né, met hierdie gebed. Sê, Here, lei my. Veg U die stryd in en deur my. En dan dank jy hom daarvoor dat hy is die groot strateeg, die groot almagtige bevelvoerder. En wanneer jy voel, jy weet nie wat om te doen nie, vra hom spesifiek vir 'n uitkoms, vir 'n strategie, vir 'n plan, want hy is die een wat alles weet. Hy is nie stil nie, geliefde. Hy lei, hy is betrokke. En weet jy die volgende, jy is nie gemaak om 'n slaaf te wees van negatiewe selfspraak nie. Jy is nie vasgevang in hierdie hopelose stryd nie. Jy is bemagtig, geroep en geliefd en jy het 'n bevelvoerder wat jou vooruitstap, jou vooruitgang. Mag jy vandag met nuwe moed, nuwe denke en met nuwe geloof opstaan. En wanneer die volgende leuen kom om jou te oorrompel, jou aan te val, weer die volgende. Jy en ek, ons hoef nie daai leuns te glo nie. Ons hoef nie in dit vasgevang te wees nie. En weer die volgende, en onthou die volgende. Jy en ek, ons volg iemand wat nooit verloor nie. Hy is ons magtige bevelvoerder. Hy is ons almagtige een wat ons vooruit gaan. Hy is die een by wie ons veilig is en by wie ons beskerming vind. Ek hoop hierdie week se reis het jou geïnspireer. Ek hoop hierdie week se reis oor ons gedagtestryd hier binne is vir jou nou makliker en beter en gesonder. Geliefde, dis iets wat net outomaties stop as jy die waarheid hoor nie. Ek en jy moet in die waarheid bly, ons moet in die waarheid wandel. En daarom wil ek jou uitnooi om môre in te skakel waar ek gaan spesifiek 'n hele boodskap preek oor hoe vlug ons reg. Hoe vlug ons reg? Dit is die tema van môre se boodskap, dat ek en jy moet vlug en ons kan vlug. Maar hoe vlug ons dan reg? Ek hoop hierdie week het jou gehelp, ek hoop hierdie week het jou gegroei. Los vir ons 'n kommentaar, deel met ons die stryd waardeur jy stry en waarvoor ons saam met jou kan bid en saam met jou kan vertrou vir uitkoms en oorwinning. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme liefde en betrokkenheid in die mensekind se lewe. En vandag vir die juweel van Psalm 46. En soos ons hierdie week tyd spandeer het in daai verse en oor dit gelees het en deur dit gedink het, is my gebed, Here, dat U ons gedagtes net verder sal verryk en sal strek, dat ons weet ons gedagte wêreld
is onder die beheer van die groot bevelvoerder. Ons moet eintlik toelaat dat hy beheer vat daar. Hy wil daar vir ons strome van vrede bring. Hy wil daar vir ons vreugde bring. Hy wil vir ons die almagtige bevelvoerder wees. Ek en jy, ons geliefde, ons moet net leer, Vader, ons moet leer om ons gedagtes net vir ons hemelse Vader te gee wat vir ons die stryd stry. En wanneer ons toelaat dat hy vir ons die stryd stry, dan beleef ons rustigheid, vrede en vreugde. En dankie Here dat ons weet in enige stryd dat ons is nooit alleen nie. U is met ons in daai stryd. En daarom dank ons U, ons loof U en ons eer U. En ons almal sê amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel het saam met ons gaan in vrede. Totsiens.